Die Bybel sê ons moet nugter bly, rondom ons kyk en observeer. Ander mooi woord daarvoor is om waaksaam te wees. Hoekom moet ons waaksaam wees? Want die Bybel sê vir ons, daar is 'n onsigbare vyand wat elke geleentheid soek om jou dood te maak. Apostel Petrus vergelyk die vyand met 'n leeu. Nou kyk broer, as 'n leeu op jou pad kom, gaan hy jou nie vra om tee te maak en saam met hom op die stoep te sit en koekies eet. Hy wil jou nie eens kans gee om te dink as hy jou pad kruis nie. Hy storm op jou af, sonder vrees, sonder aarzeling, sonder twyfel. Hy slaan sy slagtande diep in jou nek in en sluit sy kake, totdat die laaste druppel suurstof van jou brein afgesny is. Dan vreet hy jou lewelose liggaam op, dat daar nie eens bene en hare oorbly nie. In 2024 kry 'n sinnetjie wat ek as 'n klein seentjie by herhaling gehoor het, elke dag vir my meer betekenis. Dink voor jy doen. Dink voor jy doen. Het ek by my pa gehoor by herhaling, toe ek 'n kind was. Soos dat ek opgegroei het, het ek die deel verstaan, as dat ek moet waaksaam wees. Deur te dink voor jy doen, en deurdagte besluite te neem, beteken juis om waaksaam te wees. Ek het baie vinnig geleer in Suid-Afrika dat dink eerste moet gebeur, voordat jy kan doen. Deel van die dinkproses is om te observeer, fyn te kyk, fyn te luister, te probeer raak sien, wat ander nie normaalweg sal raak sien nie, te probeer hoor, wat ander nie normaalweg sal hoor nie. Veral in die politiek is dit belangrik om 'n baie fyn waarnemer te wees en selfs te hoor wat die ou wat praat of skryf nie sê nie. Dit verg ongelukkig baie oefening om jou luistervaardighede, jou observasievaardighede so op te skerp. Daarom is dit belangrik om, voordat jy jou mond oopmaak, te leer om jou tong te beheer. My ouma het altyd gesê, jy het 2 ore en 1 mond. Dit moet in daardie volgorde ook gebruik word. Sy het altyd gesê, luister 2 keer voordat jy 1 keer praat. Hoe maklik spoeg ons boere onsinnige woorde teenoor mekaar uit nie. Dis juis die woorde wat as leeu's ingespan word, om ander mee te verwoes en te vernietig. My liewe boetie en sussie, in die konteks van vandag se skriffie, moet ek vir jou die volgende wenke gee. Kritiek sonder feite is die skending van iemand se karakter. Leer iemand eers persoonlik ken voor jy met jou woorde die persoon aanval. Jy sal dalk net agterkom dat die aanval van jou die duiwel maak, wat jou broer moet doodmaak. Lees en luister met begrip, is begrippe wat hand aan hand loop. Verstaan eers die volle konteks voordat jy enige woord spreek of skryf. Beskou die hele lewe, vandat jy gebore is tot jy die dag, as 'n oorlog. Leer met ander woorde jou vyand intiem ken, voordat jy op 'n strategie besluit. Bepaal dus eers of die vyand die regte vyand is. In baie opsigte is jou identifisering van 'n vyand nie noodwendig 'n vyand nie. Informasie is nie inligting nie. Informasie moet eers deur 'n proses gaan voordat dit bruikbaar is. Maak seker die persoon wat jy as vyand beskou, is regtig 'n vyand en nie dalk 'n lewensredder met lewensbelangrike eienskappe nie. Waaksaamheid is 'n oorlewingsmeganisme wat elkeen van ons moet beoefen, ten einde die aanval te ontwyk. Vader, ek kom bid dat U my onderrig in die waarheid. Ek bid dat U my sal leer om op te bou en nie af te breek. Ek bid dat elke gedagte wat bestem is om af te breek en te vermoor, dat U dit sal gevange neem tot gehoorsaamheid aan U wil vir my lewe. Help my om meer waaksaam te wees, om die vyand wat my wil gebruik, vinnig op sy plek te sit. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.